Ons begin ons erediens met 'n toetrede lied uit Vonk 136 en ek wil dit so reël dat ons dit 3 maal deursing, maar ons doen dit by wyse van beurtsang. Die eerste keer, dan sing die dames, die tweede keer die manne en dan die derde keer sing ons dit almal saam. En dan bly ons staan vir die foto met die seën en daarna ons lofsang. Vonk 126 verse 1 en 2. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En aan wie baie toevertrou is, van hom sal meer gevra word. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Amen.
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 240, die tweede vers. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, ons eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely, laat ons ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daar om Gesang 271 vers 1.
Gemeente, ons lees saam vanoggend uit Lukas hoofstuk 12, vers 35 tot 48. En die opskrif is die gelykenis van die waaksame slaaf. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag, tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle, hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers na middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Toe vra Petrus, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel, of vir almal? En die Here antwoord, wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie die eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid. Sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê, my eienaar draai lank om te kom, en hy die slawe, mans en vroue begin slaan, terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak, en hom die lot van ontroues laat deel. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend U naam kan aanroep. Dankie Here dat U vir ons geloof gee, om U te kan bely as ons God, die enigste God. U kan bely as ons Vader wat vir ons sorg. Die een, sonder wie se liefde en genade ons nie kan bestaan nie. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid mag wees vanoggend op 'n besondere manier, om hier te hoor wat U vir ons uit U woord uit wil leer. Dankie Here vir alles wat U vir ons gee. Onverdiend. Ons kry dinge van U wat ons vir so lank as wat ons lewe nooit genoeg sal kan doen om dit te verdien nie. Ons kry by U dinge, Here, wat ons van geen mens af kan kry nie. En daarvoor loof en prys ons U. Here, U ken elkeen van ons.
U weet wat in elkeen van ons hart en in elkeen van ons gemoed aan die gang is. Daarom vra ons Here dat U vanoggend deur U Gees ons harte sal aanraak. Dat U met ons sal praat, Here, en dat ons onbevange sal luister na dit wat U wil hê ons moet hoor. Ons bid ook vir hulle wat tans hartseer ervaar, dat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Here, ons kan mekaar bemoedig met mooi woorde en met trooswoorde, maar ons vra dat U daar sal troos. Want net U weet hoe groot die seer werklik is. So bid ons ook vir elkeen wat siek is, en vra Heer dat U ook daar op U tyd en op U manier, as dit U wil is, die uitkoms sal gee. Maar ons bid ook vir ons gemeente. Dankie dat ons kan kerk wees. Dankie dat ons die genade ook van U kan ervaar, Here, dat U ons geroep het om deel van U kerk, deel van hierdie gemeente te wees. Dankie dat U dit wat ons aanpak seën. Dankie Here dat U elke oomblik by ons is. Maar ons wil ook bid, Heer, vir die hervormde kerk, wat in die week wat voorlê 'n algemene kerkvergadering hou. Here, wil U asseblief elke oomblik in beheer wees daarvan. Wil U asseblief deur U Gees en deur U woord daardie vergadering ook lei, sodat elke gesprek wat daar plaasvind en elke besluit wat geneem word, sal strek tot eer en verheerliking van U naam, tot uitbou van U koninkryk en U kerk hier op aarde. Wil U dit nou stil maak in ons en maak ons harte ontvanklik vir U woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Broers en susters, kom ons sing voor die prediking uit Gesang 588. En ons sing daarvan verse 1 en 2.
Lukas 12 vers 40, ook julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd, wat julle hom nie verwag nie. Iewers, gedurende 23 of 24 September, dan vind die wegraping plaas. Sekere mense wat deur God uitgekies is, gaan net so van die aarde af na die hemel toe opgaan. 7 jaar later, op 16 September 2032, dan vind die wederkoms plaas. Dan kom Jesus aarde toe, om sy kinders te kom haal. So, broers en susters, het die 23ste en die 24ste September gekom, en dit het gegaan. Niks van hierdie aard het gebeur nie. Toe daar vir die voorspeller van hierdie datums gevra is, maar hoe kom hy by hierdie datum uit? Toe sê hy het 'n gesprek met God gehad, waarin die datums aan hom bekend gemaak is. Die Here het vir hom gevra, waar lees jy vir die eerste keer in die Bybel van die trompette en die basuine wat geblaas word? En sy antwoord was in Levitikus 23 en 24. En daar het hy die dag gekry, 23 of 24. En hoe hy by die maand September uitgekom het, hy het die letters gaan tel waaruit Levitikus bestaan. En dis 9 letters. En so kom hy uit by die maand September. En dan is dit maar net vir 'n mens interessant dat hy nou juist die Afrikaanse benaming van Levitikus gekies het. Want die Hebreëse naam daarvoor bestaan net uit 5 letters. Wat een is dan nou reg? Die Afrikaans of die Hebreëse spelling van Levitikus. En hierdie uitspraak wat gemaak is, het mense skielik aan die praat gehad. Skielik het mense begin vra oor wat is die wegraping en hoe verskil dit van die wederkoms? Hoekom nou die wegraping en dan 7 jaar later eers die wederkoms? En ons het nie net gehoor van hierdie vrae nie. Hierdie vrae is ook hier gevra. Waar ons lidmate by mekaar gekom het vir wat ook al, het hierdie vrae na vore gekom. Wat is die verskil? Hoekom juist die datum? In ons Bybelstudiegroep het ons besig gehou hiermee ook. Wat sê ons nou? Na 23 en 24 September. Broers en susters, die Bybel is baie duidelik hieroor. En ons kan ons antwoorde uit die Bybel kry, en dit met die regte bedoeling met mekaar deel, sonder om enige iemand te veroordeel. Jesus vertel in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, 'n gelykenis, waarmee hy een belangrike saak oor die wederkoms verduidelik. Gelykenis begin met die opdrag, omgord julle heupe. Die tradisionele Joodse klere was 'n lang kleed gewees tot op jou enkels. En as jy jou heupe omgord, beteken dit, trek jy die bokleed op en maak hom om jou heupe vas, sodat jy makliker en vinniger kan beweeg. Want as daardie kleed om jou heupe omgord is, dan is jy gereed. En kan jy begin beweeg en vinnig beweeg die oomblik wat jy moet. Dis ook die opdrag wat die Israeliete gekry het, voordat hulle uit Egipte uit gevlug het. En dan begin hierdie gelykenis met 'n verwysing na 'n huweliksfees. 'n Eienaar van slawe is uitgenooi na 'n bruilof toe.
en sy slawe moet vir hom wag. Want wanneer hy vanaand terugkom daarvandaan, of dit nou na middernag is, en of dit nou met hanekraai die volgende dag is, hulle moet vir hom die deur oopmaak, sodat hy kan ingaan. Met ander woorde, hulle moet gereed wees. Maar hy het nie met hulle 'n tyd afgespreek, waarop hy sal terugkom nie. En wanneer die eienaar dan tuis kom, en sy slawe is wakker, omdat hulle vir hom gewag het, dan sê Jesus, kan hulle self gelukkig ag. So gelukkig, dat hulle eienaar sal inkom, en hulle by 'n tafel sal laat aansit, om te eet, en hy sal hulle bedien. Dit is iets wat glad nie bestaan het in die verwysingsraamwerk van 'n slaaf nie. Dis iets wat in hulle oë totaal en al onmoontlik was, wanneer 'n eienaar sy slawe sou bedien. Op daardie manier sou hierdie eienaar die grootste skande en vernedering oor homself bring. Maar in die beeld wat Jesus gebruik, sê hy iets oor homself. Hy sê dat hy die een is wat dien, en nie die een wat bedien word nie. En met hierdie beeld verwys Jesus natuurlik ook, nie net na sy lewe op aarde nie, maar ook na die hiernamaals, en sê dus, dat dit daar so totaal en al anders sal wees, as dit wat 'n mens hier op aarde gewoond is. Daar sal die wat self slawe en diensknegte was, deur die groot gasheer self bedien word. En dan gebruik Jesus nog iets, nog 'n beeld, om iets te sê van die tydsberekening van die wederkoms. Hy vergelyk dit met 'n dief wat gaan inbreek. Niemand weet wanneer 'n dief gaan inbreek nie. Daarom kan 'n mens ook nie net op sekere tye waghou oor jou huis en jou besittings nie, maar moet jy dit die heeltyd doen. Want hierdie dief kan enige tyd opdaag. So onverwags as wat 'n dief kom om in te breek. Dalk wanneer jy dit die minste verwag, sê Jesus, gaan die wederkoms ook plaasvind. God se kinders verwag die wederkoms. Ons weet dit gaan gebeur. Dis vir ons eintlik iets om na uit te sien, om opgewonde te wees daaroor. Want dan sal ons elke dag by God lewe. Daar sal geen siekte of dood wees nie. Geen hartseer of verlange nie. Daar sal net vrede en harmonie wees. Wanneer gaan dit gebeur? Ons weet nie. Daarom moet ons gereed wees daarvoor. Soos wat iemand sy besittings en sy huis oppas. Want die dief kan enige tyd kom. En dan onderbreek Petrus vir Jesus terwyl hy die gelykenis vertel. En hy vra vir Jesus, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel, of is dit ook vir ander mense bedoel? En dan lees mense in Petrus se vraag dat hy eintlik bedoel, ons leef tog by U elke oomblik. Ons het alles agtergelaat en ons het besluit om U te volg. Hierdie dinge is seker nie vir ons ore bedoel nie, maar eerder vir hulle wat goddeloos leef, en die wat U nie erken as die Messias nie. En dan antwoord Jesus vir Petrus, deur twee tipe slawe met mekaar te vergelyk. Die wat werk, en die wat maak soos wat hulle wil. Ander slawe misbruik, wanneer die eienaar weg is.
Wat sê Jesus eintlik? Wat antwoord hy eintlik vir Petrus op hierdie vraag? Hy sê dat almal waaksaam moet wees. Maar veral die wat 'n verantwoordelikheid het teenoor ander. Julle wat die disippels is, Petrus, julle wat dag en nag by my is, luister wat ek die mense leer en sien wat ek doen, gaan verkondig hierdie boodskap, maar doen dit met verantwoordelikheid. Wanneer julle my boodskap gaan verkondig, doen dit verantwoordelik en moenie misbruik maak van mense se geloof nie. Gemeente, is my vraag oor wanneer die wederkoms gaan wees, belangriker as om eerder te werk en op my roeping as Christen te antwoord en gereed te wees vir wanneer dit dalk eendag gebeur. Ek dink dat wanneer ons aan die wederkoms dink en ons vra die vraag, maar wanneer gaan dit plaasvind? Ons maak ons moeg daaroor om die antwoord te kry, dan vra ons die verkeerde vraag. Die regte vraag om te vra is, wat behoort ek te doen totdat dit plaasvind? Dis die vraag. Wanneer ons toegespits daarop lewe om te verseker dat ons reg lewe, dat ons gehoorsaam aan God lewe, met ander woorde, waaksaam is, dan pla dit ons mos nie, wanneer die Here gaan kom om ons te kom haal nie. Dan kan dit môre wees, dit kan oor 'n paar jaar wees, want wat werklik saak maak, is dat ek gehoorsaam aan God gaan leef, dat ek die boodskap van die evangelie van Jesus Christus met verantwoordelikheid aan ander oordra. Dit nie draai en buig, sodat dit my pas, of dat ek dalk in die kollig kan staan nie. Moenie jou bekommer, wanneer dit gaan gebeur nie. Gaan werk eerder in die kerk van die Here. Werk in die kerk van die Here totdat die wederkoms plaasvind? Ja. Hoe doen ek dit? Sorg dat dit wat in die kerk gebeur, dit wat in hierdie gemeente gebeur, naamlik die verkondiging van die evangelie, hoop gee aan mense daar buite, wat hulle hoop dalk verloor het. Sorg dat die kerk iets weerspieël van God se liefde, in 'n wêreld waar liefde al hoe minder en minder word, en vervang word met konflik en die een oorlog na die ander. Sorg dat die kerk omsien na hulle wat nie genoeg het om van te leef nie. Gaan sorg dat die kerk die sagte plek word, of eerder die plek word waar mense saggies kan val, wanneer hulle seer kry in die wêreld daar buite. God het my en jou deel gemaak van die kerk. Hy het ons sy kinders gemaak, en hy gee aan ons die opdrag om onder leiding van die Heilige Gees sy kerk en sy koninkryk hier op aarde uit te bou. Doen dit, en moet jou nie bekommer oor wanneer die wederkoms of die wegraping, of wat jy dit ook al wil noem, gaan gebeur nie. Want deur hierdie dinge te sorg, te doen, om te sorg dat jy werk in die kerk, doen jy wat God van jou vra. En kan jy vrede hê in jou hart,
dat jy met vrede leef elke dag, totdat die Here jou kom haal. Dis die belangrikste. En nie om te weet, wanneer vind die wederkoms plaas nie. En oor dit wat ons nou doen, broers en susters, gaan ons rekenskap gee. Het ons gaan woeker met die talente en die gawes wat God vir ons gegee het? Het ons dit gebruik om daarmee te werk in sy kerk en sy koninkryk? Of het ons dit dalk gaan begrawe, om dit maar net op die dag van die wederkoms vir hom terug te gee en te sê, dit wat hy vir ons gegee het, het ons opgepas, ons het dit bewaar en hier is dit terug. God wil hê dat ons gaan werk, totdat die wederkoms plaasvind, en dat ons die gawes en talente wat hy vir ons gegee het, daarvoor sal gebruik. Die Nuwe Testament gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Hoeveelmaal lees ons nie in die briewe van Paulus, dat Paulus sê, julle moet gereed wees. Die wederkoms is naby. Dit gaan nou een of ander dag gebeur. En dit het nie. En na mate dit uitgebly het en die mense gewag het hulle self saamgegroepeer, om in daardie groep waarin hulle nou leef, mekaar te kan bemoedig, vir mekaar te kan hoop gee en te sê, moenie bekommer oor die wederkoms nie, ons is nog hier, kom ons doen hier wat ons kan. Kom ons gaan verkondig die evangelie, sodat ons op daardie manier God se koninkryk kan uitbou. Kom ons gaan werk. En daardie groepies wat gevorm is, bestaan vandag nog. En ons noem dit die kerk. Die kerk is die plek waar ons mekaar bemoedig, dat ons mekaar troos, waar ons saam uitsien na die wederkoms, terwyl ons nie weet wanneer dit gaan wees nie. Hierdie groepies wat ontstaan het die weduwees en die wese onder hulle versorg. Hulle het omgesien na die behoeftiges. Hulle het die wat hartseer is getroos. Vra die regte vraag oor die wederkoms. Nie wanneer gaan dit gebeur nie, maar wat moet ek doen totdat dit gebeur? Om aan die wêreld te gaan verkondig presies wanneer daardie datum gaan wees. Meer nog om te sê dat die Here hierdie datum so duidelik aan my bekend gemaak het, is niks anders, broers en susters, om die almag, die alwetendheid en die gans andersheid van God te koggel nie. Want ek verkondig dan aan die wêreld dat ek weet wat eintlik net God weet. Ek vertel vir die wêreld dat ek kan wees soos wat God is, want ek weet wanneer hierdie dinge gaan gebeur, terwyl Jesus baie duidelik sê, dit kom soos 'n dief in die nag. Wanneer ek gehoorsaam aan God bly, gehoorsaam aan hom, sy liefde en genade en die evangelie van Jesus Christus gaan uitleef op hierdie aarde, dan kan ek rustig raak. Dan kan ek weet, dis nie nodig om te weet wanneer dit gaan plaasvind nie. Dis ook nie iets waarvoor ek hoef bang te wees nie. Ek kan rustig wees daaroor, want vir 'n kind van God is die wederkoms iets om na uit te sien, met 'n bly en opgewonde hart. Het Jesus ons nie ook geleer om so te bid nie? Laat u koninkryk kom.
Dit maak nie saak, broers en susters, wanneer die wederkoms plaasvind nie. Ons moet die werk gaan doen, waartoe God ons geroep het. En dit moet ons eerste prioriteit wees. Wees waaksaam, en wag vir die eienaar om terug te kom, sodat jy ook eendag, wanneer dit ook al mag wees, by die feesmaal in die hemel kan aansit, waar hy jou bedien. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is mense wat klein en nietig voor U lewe. Mense wat soms ongehoorsaam is, mense wat soms vergeet van wat U ons leer en ons dan ook liefdeloos teenoor mekaar optree. Wil U ons help, Here, dat ons die groter prentjie sal sien. Dat ons nie sal bekommer oor wanneer U ons kom haal nie, maar dat ons eerder sorg, dat wanneer U ons kom haal, U ons aan die werk kry. Aan die werk kry, Here, waar ons besig is, om in U kerk en in U koninkryk te werk. U liefde en die evangelie van Jesus Christus te gaan leef, en nie net daarvan vertel nie. Dankie, Heer, dat die wederkoms nie iets is waarvoor ons hoef bang te wees nie, maar iets waarna ons met groot opgewondenheid na kan uitsien. Wil U hand oor ons hou, Heer, in die week wat voorlê? Wil U asseblief deel wees van dit wat ons beplan en dit wat ons aanpak? En bring ons volgende week weer hier by mekaar, onder die geklank van U woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is Psalm 277, al 3 die verse daarvan, en dan bly ons staan vir die seëngroet. En ons wegsendingslid is Psalm 215, verse 1 en 3.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.